Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand aan al ons luisteraars, almal wat inskakel vir nog 'n episode van die Verdiep podcast. Dit is so lekker om saam met julle weer te wees, Pastor Ilse. Dit is lekker om saam met jou te wees. Ons het lanklaas 'n podcast episode gedoen, Ons ja. het, ja. Ek Jy is was maar 'n Pastor. bietjie afwesig. Ek was. Ek was hier, maar nee, dit is goed. Grap. Dis lekker om ek is Pastor JP, vir die van julle wat my nie ken nie. Saam met my Pastor Ilse vandag. Ons is excited. Dit is altyd lekker om so 'n podcast episode te doen. En vir julle wat luister, wil ek vra van die begin af. Share hierdie met iemand, deel dit met jou vriende, met jou familie, met wie ook al jy dink gaan baat hierby. En dis die beste manier hoe jy ons kan help. Dieselfde met likes en comments, al daai goed help dit. Die algoritme, ek weet nie hoe werk niemand weet hoe werk die algoritme nie, maar ons weet dit is hoe. Maar hy's daar en ja. wen hom. Dis Ja. like, subscribe. Gaan ons ook daai knoppie ding op die skerm insit. Mineke, kan jy soos 'n graphic hierso insit, né? Like Dit en sal so cool subscribe wees, ja, soos hierso so groot. page. Ja. Vir die van julle wat op audio luister, ons het nou net hand movements gemaak sodat jy dit die volle prentjie kan kry ook. Ja. Maar dit was lekker, was 'n lekker naweek geweest. Natuurlik hierdie naweek was ons mannekonferensie geweest. Yes. Man van God 2026, man van gister, vandag En môre. Môre. Miskien moet ons gou daar begin voordat ons beweeg na Sondag se diens toe, want obviously Sondag se diens was 'n sessie gewees, die laaste sessie in die mannekonferensie gewees. Daar was 'n toeloop soontoe. Yes. En bietjie konteks te gee. So Vrydag het ons bietjie gefokus op man van gister. Yes. The past. Ja, the baggage. Dis dit. En ons het gepraat van hoe jy vry kan word van die verlede wat jou so terughou, die verlede wat jou partykeer bietjie hinder om in jou roeping te leef, dit wat so swaar is op jou lewe. Hoe kan jy van dit ontslaa raak en vorentoe beweeg? Yes. En Pastor, jy daai sessie Ek het. vir die manne gebring. So obviously ek het nou nie gehoor nie, maar ek weet jy het tasse gehad. Dit en gaan great wel. illustration. Dit gaan wel op YouTube gelaai word, so jy kan dit gaan kyk. En so kan enige iemand wat hierdie podcast kyk, kan dit gaan kyk op YouTube. In hierdie week gaan ons dit ook laat. Definitely gonna do that. Ek's excited want die terugvoer wat ons terugkry is positief en almal is opgewonde. So ek kan nie wag om te sien wat het julle gedeel nie. But you spoke about die verlede. Dit wat ons saam met ons dra, assume ek. Ja, dit die goed wat gebeur het. Die punt van my boodskap was baie goed gebeur en almal het baggage, almal het stuff, almal het 'n storie. En baie keer, en ek het die vergelyking, die illustration gebruik van tasse. Jy weet, ons stel die tas op en dan dra ons nou hierdie tas saam en die tas simboliseer dit wat met jou gebeur het. En jou tas is dalk rooi en my tas is dalk blou. Maar ons het almal 'n tas. En die probleem is ons definieer onsself met die tas wat ons dra. Sure. So ons identiteit word naderhand gevorm deur dit wat in die verlede gebeur het. En die vyand kom en hy jok vir ons. Hy kom lieg vir ons en hy kom sê vir ons, jy weet, jy het 'n tas en dis die ergste ding ooit en jy gaan nooit van daai tas ontslae kan raak nie. En jy weet eendag as jy voor die Here gaan staan, gaan hy vir jou sê, sorry, jy kan nie in die hemel inkom nie, want jy het 'n rooi tas. En mense met rooi tasse kan nie in die hemel ingaan nie. En dis wat die vyand kom doen. En my punt was, die woord sê, werp al jou bekommernisse op hom, want hy sorg vir jou. My man. En dit was die punt van my boodskap, is God se wil vir jou is om van daai goed ontslae te raak. Om dit af te gooi van jou af, om 'n ligter, jy weet, lou te hê en dan aan te gaan met die roeping, want God wil nie hê jy moet geïdentifiseer word met jou verlede nie. Inteendeel, die woord sê dit baie duidelik, hy wat in Christus is 'n nuwe skepsel. Yes. Die ou dinge het verbygegaan. So dit was die fokus gewees van Vrydag aand. Ons het gepraat van vergifnis, die Here wat jou vergewe, jy wat ander moet vergewe. En dit was 'n sterk tema gewees wat deurgevloei het, jy weet. Deur die hele naweek, ja. Een van die skriffies wat oor en oor gebruik was en is so cool, want niemand het dit voor die tyd gesê, hierdie is die skrif wat jy moet gebruik en hierdie is die skrif. Niemand van die sprekers het gesit en gesê, okay, hoorie, guys, hierdie gaan ons doen, ja. Maar almal het hierdie skrif gebruik en dit is Romeine 8 vers 28, wat sê, God laat alles
ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet en wat geroep is volgens sy wil. Dit is so powerful. En dit was die tema. Dit was die tema gewees. Is God gebruik die verlede om jou sterker te maak, maar jy word nie meer gedefinieer deur die verlede nie. En dit was my punt gewees. Saterdag het ons gefokus oor man van vandag. En ons het getuienisse gehad, Rian Norke wat kom getuig het, Neil wat kom getuig het, oor dit wat die Here in hulle lewens gedoen het, en daai getuienisse gaan ook gepost word, en amazing getuienisse, amazing goed wat gebeur het, en oorwinning, wat die Here vir hulle gegee het, deur die aakligste goed, wat in hulle verlede gebeur het, daai tasse, wat hulle gedra het, en die Here wat gekom het en gesê het, jy hoef nie meer daai tas te dra nie. Dit is powerful. Ek sal dit vir jou dra. Is my altyd nice, 'n persoonlike getuienis maak dit believable vir my en jou. Ja. Ons, soveel keer dan hoor jy en ons sê, ja, maar dis moontlik, maar as jy 'n voorbeeld het, en jy kan sê, joh, maar hierdie persoon het daai gehad, so kyk die getuienisse, want die oomblik wat jy doen, en dan besef jy, hoorie, maar dit wat ek het, ek sal right, ek vat my pakkie, en ek sal dan kan deel met hierdie. Ja, Revelation say they overcome him, the evil one, Yes. by the blood of the Lamb, By the word of their and the testimony. word of their testimony. So, ek hoop dit inspireer, vir alle mans wat daar was, en almal wat dit geluister het, ek hoop dit inspireer jou om jou getuienis te deel. Almal het 'n storie, Yes. jy weet, en almal het baggage wat hulle dra, en sodra jy ontslaa raak van dit, en dit nie meer jou identiteit word nie, het jy getuienis. En gaan share jou testimony, want dit is presies wat gebeur. It inspires the next person to pursue greater things. Nee. En dis wonderlik. That is wonderful. Dit sê baie as ons praat dan van vandag. Wat kan jy vandag doen vir jouself, daai nuwe skepsel, is om jouself te herinner aan dit wat God alreeds vir jou gedoen het. Ja. Ons laat gaan van daai bagasie. Ons sê, okay, maar dit wat ons werk na Christus toe, dit wat ons vir hom gee, kan ek van loskom. Maar die een ding waarna ons altyd terugkyk, as dit kom by terugkyk, is dit wat God vir my en jou gedoen het in ons lewe. En daardeur gebruik ons dan daai testimony. So as enige iemand, sê ek altyd, as jy wil weet, wat kan jy nou doen? Wat kan jy vandag doen rondom oorwinning, rondom dit wat in jou lewe aangaan, is dit om jou getuienis met dit wat die Here vir jou oorwinning ingegee het, te deel met ander mense. Ja, amen. Dis die maklikste manier om die evangelie ook te deel. Dit is. By einde van die dag, jy weet, Ja. jy hoef nie jy hoef nie 10.000 skriffies uit jou kop uit te ken om te kan sê, hoorie, ek het Jesus ontmoet en hy het my lewe verander. Ja. Hy het my kom red. En niemand kan dit wegvat van enigiemand af. Nee. My getuienis is my getuienis. Ja. En ek weet wat het Jesus vir my kom doen. En dit raak 'n powerful tool wat jy kan gebruik dan om mense te vertel van wie hierdie Jesus is en wat hy doen. Yes, En wat hy vandag nog doen. As you guys saw, oor die naweek met dit wat die ouens kom doen het. Ja, dit was lekker geweest. En toe obviously Pastor Morney het woord kom share oor sy slogan was, God is done with the plan, but he's not done with the man. Jy weet, die plan vir die toekoms is klaar. Hy weet wat hy soek vir jou, maar hy's besig met jou nou. Jy weet, man van vandag, en Filippense, die Filippense 1:6, wat ons kieskrif was vir die naweek. Yes. Hy wat 'n goeie werk in julle begin het, Sal sal dit voleindig tot en met die dag van Jesus Christus. En what a powerful skrif. Jy weet, en sy hele punt was, hy's besig met jou. Ja. Hy's vandag besig met jou. Man van vandag, hy's vandag besig. He's busy and there's a promise. Mm, So saam met dit en sê, and his promises will never be void. ja, Dis mooi. ja. Daai bring dit. So ek dink we can rely on that. Die oomblik wat ons op 'n plek kom en jy begin wonder, jy begin twyfel, jy staan vandag, jy stap uit al jou omstandighede uit, maar nou wonder jy, en dan kan ek en jy weet, we don't have to be alone, we've got God on our side, want sy belofte is daar, staande. Ja. En dit bring my na Pastor Dani se woord. Yes, Sondag. Man van môre. Ja. En groot deel van sy woord was, hoe hoor jy en hoe sien jy die woord? Ons nou 'n bietjie praat daaroor, en wat 'n man van môre is. Jy weet, koning, priester, profeet. We'll talk about that. Maar een van die vrae wat hy gevra het, is wanneer jy die skrif lees, hoe sien jy dit?
Jeremia 29 vers 11 het hy aangehaal. Gesê die Here en die konteks van dit is cool. Jy weet, Israel is in ballingskap. Hulle is in 'n vreemde land, die owerhede en goed, daar's verdrukking, dis It's rof. harsh, it's real. Dis bad. Ja. En die woord van die Here kom na hulle toe en sê ek weet die planne wat ek het vir julle. Die planne van 'n hoopvolle toekoms. Yes. Nie van teëspoed nie, maar van Goedheid en guns. goedheid en guns. Die planne wat die Here het vir Israel is Ja. great. Nou is die vraag maar hoe lees jy daai skrif? Lees jy dit en sê okay, die Here sê vir Israel, sy planne vir Israel is goedheid en guns, want ons het die geneigtheid om dit te doen. Ons het die geneigtheid om te sê die Here se plan vir jou en vir jou en vir jou is goedheid en guns. Maar ek weet nie lekker vir myself nie. Ons vat dit nie vir onsself. En dis waar dit begin om te sê you need to apply the scripture to yourself as well. Wow. The promises of God is for you. Jy weet, Ja. en jy kan nie praat van man van môre of persoon van môre, Ja. kind van God van môre. You can't talk about that if you don't apply that to yourself now. Jy weet, jy moet eers die woord glo in terme van hierdie is 'n belofte vir my. Ja. En God maak die belofte aan my en hy wat 'n goeie werk in my begin het, sal dit tot die volleinde deurbring. Ja. En dis waar dit begin. Jy kan nie priester, profeet en koning van jou huis wees as jy nie daai beginsel kry nie. En ja, ek dink sy woord was 'n goeie dit het alles proto 'n sirkel. Jy weet, dit het almal die hele toeloop tot en met dit toe die naweek. It was a good landing. Jy weet, om te sê jy kan vry wees van jou verlede, die Here is nou besig met jou, maar hy het 'n plan. Yes. Hy het 'n plan en jy moet daar kan uitkom. En dit is waaroor hy Sondag gepraat het Sondag, ja. Ja, dit was powerful geweest. Hy gebruik toe 'n great illustration. Daar was twee goed vir my in Sondag se diens. Die een is daai wat jy sê, hoe kyk jy? Tensy God nie in jou plan is nie. Sit ek en jy en ons kan weet ons is eintlik guaranteed dat die plan gaan nie werk nie. Ja. Daai beloftes, Filippense 1:6, slegs hy kan dit volbring op die ouende. Daai perfect plan het hy die vermoë om dan uit te leef. So tensy God nie in jou plan is nie, tensy jy hom nie al ingebring het nie, was dit net eenvoudig, dan kan jy weet, it will not happen. Maar, hoe cool is dit om opgewonde te raak op daai belofte wat hy vir my en jou gee, dat tensy hy in is, en dan, maar hy wil vir elkeen van ons, daai bril wat ons opsit, pastor, ja, jy's 'n pastor, ek kan verstaan dat hy wil nie wees vir jou, ek kan verstaan, maar hoor jy het nog nie my bagasie gesien nie, jy het nog nie gesien wat het ek gedoen nie, ek kan nie glo dat God vir my kan lief wees nie, en ons vat dit nie, en as jy nie daai tensy vat nie, wat beskikbaar is vir elke persoon nie, dan is dit nie moontlik nie, maar as daar een ding is, Sondag, tensy hy in dit is, and he wants to be, dan is dit powerful, want dan kan elke droom wat ek en jy het, en dan vir 'n man dink ek is dit so powerful, want elke droom wat 'n man het, gaan na familie toe, gaan na omgewing toe, 'n persoon wat aangeraak word, en dan, jy weet, elke kind van God, het iemand wat aangeraak word, so, vat daai op, nie net vir jouself nie, maar besef dat hy elke ding wil bewerkstellig, sodat daar mense in jou lewe ook aangeraak kan word, want die manne in ons lewens is die wat opstaan, hulle is die wat sterk staan, hulle, jy weet, my man in ons lewe, ons huiskonteks is die een wat die perspektief bring, so verkeer, hy is die een wat sterk staan wanneer ons as ma, as dogter nie doen nie, they're taking the shots in daai opsig, en hy moet dan bereid wees om te sê, dat God is lief vir my, en ek moet kan sien dat hy is, en ek moet dit in my hart kan vasmaak, dat ek is special genoeg, ek is geliefd genoeg, om dan 'n man van God genoem te mag word. Maak nie saak wat my bagasie is, wat veronderstel is om agter te bly nie. Ja, ek love it. Een van
een van die dinge wat die woord sê is ons kan lief hê want hy het ons eerste lief gehad. Ja. Jy weet, en toe jy dit nou sê, toe nog 'n keer, dit is so waar, nee, is baie keer, en ons mans, ek sal dit sê, ons mans veral, ons het 'n geneigtheid om die verlede te gebruik as 'n verskoning, om weg te bly van enige posisie wat ons vulnerable moet wees. We don't like being vulnerable. Nee. Jy weet, ons is soos nee, shields up. Ons het 'n muur gebou om ons hart en niemand en niks kan Want ek inkom moet nie. sterk wees. Want ek moet sterk wees en baie keer dink ons sterk wees beteken hard wees. Ja. And that's not the case. Dis nie wat God wil hê nie. En man van môre, ek dink een van die dinge is exactly that, is you need to allow the Spirit of God. Jy moet die Gees van God toelaat om eers hierso ietsie te doen. Jy weet, nou nie om te ver vorentoe te hardloop nie. Ek is aan die woord Sondag en daar's iets wat in my hart stuur rondom revival. En jy weet, om 'n bietjie te praat oor revival, en een van die dinge wat die Heilige Gees die heeltyd my herinner aan is, revival starts at home. Dit begin by die huis, dit begin hier. Is daar nie hier revival is nie, as ek nie my vrou kan lief hê en my kinders kan lief hê en koning, priester en profeet kan wees by my huis nie, hoe kan ek verwag dat die kerk dit gaan regkry? En dit is iets, maar dit is nou Sondag, so kom Sondag en kom luister Sondag. Sneak peek. Maar it's important vir daai man van God om daai mantel op te neem. Amen. En te loop mee, want die kerk het dit nodig. In terme van, if you don't do that at home, the church is going to lack something. Yes. Jy weet, want dis waar revival begin. Jou eerste bedieningsveld is jou familie. Jy weet, en vir 'n man, ek kan dit sê, jou eerste bedieningsveld is jou vrou. Jou eerste bedieningsveld is jou kinders, is jou familie, dis jou huisgesin. En deel van bediening, deel van hierdie geestelike walk is juist dit. Is ons moet, we must be priester, koning, priester, profeet by die huis. Want as jy dit nie daar gaan kan regkry nie, dan we're missing it. Dis presies. Dan mis jy die eerste grondlegging van veld wat moet uitgaan in die samelewing. Help nie ons kom kerk toe en ons dink ons kry hierdie reg en jy wen die hele wêreld se siele, maar jy iemand eendag sê, but you're missing your own soulmate. Ja. Dan het jy nie gewen nie. Dan het jy nie gewen nie. Ja. Dan is dit 'n verlies van daai kinders, en dis juist daar waar dit verkeerd gegaan het, daai kinders wat dan so verkeerd kerk toe kom. Wat ons sien hierso wat gebroke is, nou word dit daar reggemaak en jy hoop hulle kom kerk toe. Otherwise they're going to be in the world. Pastor, jy sê 'n mooi ding, terug te kom by so verskil tussen sterk wees en hard wees. En ons sien dit in die skrif konings, as ons praat van koning, priester en profeet. 'n Koning kom, jy weet, hy is die een wat gesag het in die huis. Hy is die een wat kom struktuur gee, help reëls neersit, perspektief, soos ek sê, as ek praat van perspektief, wanneer dit vir my moeilik raak, is my man die persoon na wie toe ek gaan. Maar jy kry konings wat hard was en so onredelik en brutal. En jy kry konings wat met dieselfde sagmoedigheid en liefde en hulp wat die Heilige Gees baie keer beskryf, ook geregeer het. En ek dink as ons wil weet hoe lyk daai prentjie vir 'n man binne in 'n huishouding, is daai 'n mooi deel. Daar's 'n koning Salomo wat op 'n stadium 'n hart gehad het vir 'n ma, die twee ma's wat voor onkel Sonja, en hy het besef oorie, maar hier moet wysheid plaasvind, want hierdie ma het 'n hart vir haar kind. In plaas van hom net weg te wys en te sê sorteer dit self uit. Hy was bereid om te luister, die hart te hoor en dan uit te gaan. So om 'n man te wees wat net hard is, beteken nie noodwendig die regte ding nie. Daar's sterk en daar's 'n mooi prentjie hoe daai kan lyk, waar jy nog steeds daai gesag het. Ja, ek dink dis 'n balans, jy weet, want daar's 'n dun lyn wat jy moet loop, want die een ekstreem is jy's hierdie harde
man wat niks emosie het nie, wat niks toelaat nie, en jy het geen compassion nie, daar's geen, en dan het jy die ander kant waar jou emosies hardloop jou om, jy weet, en jou emosies loop om jou, of oor jou, en dis ook nie goed nie. Jy weet, 'n man moet in beheer wees van sy emosies, wel, 'n mens en vrou moet in beheer wees. Ja, en 'n mens kan elkeen van hierdie Pastor Dani het gesê Sondag, jy weet, hierdie is vir elke persoon, dit is nou met die manne naweek gewees, ja, maar ook elke kind van God. Moet in beheer wees van hulle emosie, in terme van die besluite wat jy neem, moet uit wysheid uitkom, en nie uit emosie nie. Dit help nie as jy kwaad is. My pa het my altyd kamer toe gestuur. En ek het dit nooit verstaan nie. Jy weet, as ek iets gedoen het, pa, ek is jammer, maar as ek iets gedoen het en ek het dit verdien, en my pa stuur my kamer toe, jy weet, dit het 'n rukkie gevat vir hom om in te kom en dan my te dissiplineer, hoe ook al dit gebeur het. Ja. En ek het altyd gewonder, Jesus, maar hoekom punish hy my so? Hoekom stuur hy my eers kamer toe? Jy weet, voeter my en kry klaar, of doen dit, die ding wat jy, wat ook al, en dit het my 'n tyd gevat om te besef, maar hy het dit gedoen juis, omdat hy nie uit woede wil optree nie. Jy weet, want om uit woede op te tree, daar's nie krag in dit nie. Daar's nie krag in dit nie, maar ook, dit is nie hoe die Here ons geskep het om te wees nie. So, we need to take control, and we need to apply wisdom. En dit is waar wysheid inkom, en 'n man van God het wysheid nodig, om nie deur jou emosies gesteamroll te word, en te sê, ek is kwaad nou, so ek gaan hierdie uit woede uit doen, of ek voel so of so, en dis hoekom ek dit doen nie, en ek gaan dit nou maar sê, that is an immature man. 'n man wat uit sy, en jy weet, ons almal doen dit, jy weet, daar is tye wat ons val en sê, en I'll own up to that, daai oomblikke, ek is immature, as ek dit doen, as ek uit my emosies uit, dit is nie, that's not the perfect will of God, jy weet, en 'n goeie koning, is 'n koning wat wysheid apply, soos koning Salomo, koning Dawid, dat jy weet, die Ou Testament het nie baie voorbeelde van goeie konings nie, maar ons kan kyk na die slegte konings, jy weet, ons kan kyk na Rehoboam en sy broer, what not to do, jy weet, hulle was geldgierig geweest, en hulle het, dis Salomo se kinders, hulle was geldgierig geweest, en hulle wou belasting, en daar was nie wysheid geweest nie, en die koninkryk het geskeur, as gevolg van dit, en we apply those principles to the house, jy weet, na die huisgesin, die huisgesin sal skeer, as dinge so aangaan, and that's the danger of it. It leads to rebellion. Verseker, Dawid sy eie kinders het teen hom gedraai, as gevolg van die foute wat hy gemaak het, en die onwysheid, en natuurlik hulle eie harte, en hardheid van hart en goed, maar that's the danger of it. En dis hoekom dit belangrik is vir ons om op te staan as mans, jy weet, en te sê, ek gaan nie uit my emosie uitgaan nie, ek gaan, wanneer ek sê, ek is koning van die huis, beteken dit ook nie dictator nie. Nee. Maar it does mean the buck stops with you. It is. You are the leader. You're taking the shots. Leadership beteken, jy vat die shots, jy beskerm daai familie, soos wat Jesus sy kerk beskerm. Dis die liefde agter dit. Dis nie die diktatorskap van my woord en dis dit. Ons joke altyd oor Adam en Eva. Eva wat die appel wat ek al gevat het eerste, en Adam het nie sy werk gedoen, hy het nie gekyk hoekom het die funny ding daarvan is, daar's 'n principle wat ons kan extrapolate en apply, soos die Nuwe Testament. Blameer vir Adam. Ek sal nie sê blameer vir Adam nie, ek sal sê die responsibility was aan Adam gegee, was as die man gegee, and he did not do his job, and so wanneer Adam is die skuldige een, dit was deur Adam wat die sondeval gekom het, dis deur Adam wat die dood gekom het, nie deur Eva wat eers die appel geëet het, en hoekom? Because he was supposed to be a man, and he wasn't. En soos ek sê, ons almal
we all fall short, maar God se genade is dis daarom daar. maklik om klippe vir arme Adam en Eva te gooi, dit maar die vraag is, doen jy as persoon dit wat jy veronderstel is om te doen vandag? Ja, Met daai verantwoordelikhede wat voor elkeen van ons staan, Ja. as leierskap, as goedjies. En dan, being a leader beteken om dan daai punch te vat, daai verantwoordelikheid te vat. En dan spesifiek in die huishouding teenoor die man. En dis hoekom dit so crucial is vir mans om te besef hoe belangrik is hierdie ding. ja, En dan te aspire. Jy praat so mooi om te sê dat elkeen van ons fall short. ja, Ons doen, en dis nie vandag 'n blame shifting van enige iets nie, maar dis net 'n reminder van die verantwoordelikheid wat die mans het rondom daai rolle, ja. en wat dit beteken Mm. wanneer hulle opstaan en hierdie goeders begin doen. Ja, maar ons kan aanbeweeg na priester toe, Yes. byvoorbeeld. Ek dink ons het dit nou genoem, jou eerste bedieningsveld is die huis. Family. En wat was die rol van 'n priester? Jy weet, in die ou dispensasie kan ons dit sien in die tempel. Die rol van 'n priester was intercessor for the nation. Jy weet, so hulle het half ingestaan vir die nasie. Jy weet, hulle het geïntercede. Ja, geestelik. Geestelik geïntercede, geestelike leiding gegee. Hulle was die tempelwerkers gewees. Hulle was die mense wat die mense geguide het rondom die offers wat hulle moes bring en die dinge wat hulle moes doen om hulle verhouding met die Here. Nou in die nuwe dispensasie weet ons dat, jy weet, ons gaan nie na God toe deur enige offer nie. Nee. Wel, ons gaan na hom toe deur die offer van Jesus Christus. Amen. Maar jy weet, die man as die priester van die huis moet intree, geestelik. Jy weet, ons praat van koning, daai authority, priester het daai geestelike authority, Yes. om te sê, in hierdie huis, jy weet, dien ons die Here. Ja. Joshua, wat aan die einde van Joshua, waar hy sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Jy weet, dis half daai ding van, dis wat ons doen hierso. Hierdie huis, we serve the Lord. We do that. And by leading by example in daai. Ja, Ek het altyd dis om fisies self na die huis van die Here toe te gaan en vir jou kinders te wys hoe lyk daai prentjie. ja, Nie net deur woorde nie. So Ja. om self skrif te lees, om die woord te ondersoek by die huis, en dat jou kinders daai voorbeeld sien. Ek het nie statistieke nie, maar ek weet daar's 'n groot persentasie verskil tussen kinders wat tot bekering kom wanneer dit net mamma is wat daai goeders doen versus wanneer 'n pappa ook daai doen. Ja. En dis nou my eie persentasies, maar ons praat van soos 'n 20 versus 'n 90% kans dat jou kind die Here gevolg wanneer jy daai voorbeeld stel. Ja. So dis nodig vir leading by example in priesterskap rondom godsdiens in jou huishouding. Ja, verseker, en te wys, jy weet, een van die dinge is doing it in hard times. Jy weet, want dit stig geloof. Dit doen. En jy weet, ons sit in 'n wêreld waar daar baie vraagtekens is en goed wat gebeur buite die huis en goed wat gebeur in die wêreld wat druk op die familie sit en sê, ja, maar hoe gaan ons dit doen? Hoe gaan ons al hierdie rekeninge betaal? Hoe gaan ons kos op die tafel sit en goed? En as die pa opstaan of as die man opstaan en sê, Jesus, nee, hy weet nie meer nie. Jy weet, dan is daai hele familie se gemoed. Yep. As daai pa opstaan en sê die Here sal voorsien. Ek glo, die Here, soos wat Paulus sê op die skip, on the shipwreck in Handelinge, ek het 'n vaste oortuiging dat die Here by ons gaan wees en ek het 'n vaste oortuiging dat die Here vir ons gaan sorg. Dit stig nie net sy geloof nie, maar dit stig sy vrou se geloof, dit stig sy kinders se geloof en jy sien dit in die manier hoe die kinders optree en hoe die selfs sy vrou optree en net deur om dit te doen, te sê, man, ons is nie 'n familie wat die Koran glo as feit nie. Ons is 'n familie wat die Bybel glo as feit. Amen. Die Koran kan sê wat hy wil. Ja, ek weet nie wie lees Koran meer nie, maar die nuusberig, wat ook al jou platform is. Ja, wat ook al aangaan in die buitewêreld, jy weet, dit kan aangaan, maar hier dien ons die Here. Amen. En die Here sorg vir ons. En jy weet, een van die rolle van 'n man is provider, jy weet, om vir sy huis te provide. Maar
die man van God sê, okay, ek provide, maar dis nie ek wat provide, dis die Here wat provide. Ja, die source is die allerhoogste. Ja. Daar's niks groter. Ja. Absolutely, daai vaste vertroue en geloof, wat 'n anker bring, ek dink in 'n gesin. En dit laat my baie dink aan, dit vloei so mooi in by die profeet. Ja. Om te sê, Paulus wat sê, maar ek glo dit beteken hy kon geestelik iets gesien het. En dit was die werk van die profeet om daai woord, daai belofte te kon sien, te kon uitleef en daarop te kan staan, maar dan ook deur te praat en te sê, hoorie, maar ek deel dit en hierdie is wat ons glo, al sê die natuurlike en dit wat buite ons beheer is, dalk iets anderste. Ek sit my vertroue op die Here. Ja, te sê, dit is waantoe ons op pad is. Guys, we are going, moenie worry oor dit, ons gaan so doen. We've got this. He's got this. So ons het hierdie. Ons volg hom. Ja, dis wat dit is. Ja, amen. As jy praat van ou dispensasie, wat was die werk van die profeet? Die werk van die profeet was om die mense terug te bring na dit wat die woord klaar gesê het, jy weet. Jeremia het opgestaan, gesê, hoorie, as julle aangaan met julle goed, gaan julle in ballingskap gaan. Hoekom het hy dit gesê? Want Deuteronomium 28 het dit gesê. So, dis wat hy gedoen het. Hy het opgestaan, die woord van die Here het na hom toe gekom en maar hy het niks gesê anders as wat die woord sê. Amen. Niks anders gesê as wat die Here reeds gesê het en gesê, hoor die ouens, as julle aangaan met dit, jy weet, en dis was die rol van die profeet, is om die woord van die Here na die mens te bring. Hy spreekbuis gewees. Dis die rol van die man in die huis. Is om daai, nou ek sê nie vrouens kan dit nie doen nie, okay. Ja, again, it's not what I'm saying. There's context, ja, maar die rol, dis die rol van die man in sy huishouding, en it's a shame if it's not there. Ja. Jy weet, want ja, ek dink so aan die kinders wat gaan slaap in die aande en was geen hoop nie en ek dink dit versus 'n kind wat gaan slaap waar sy pappa vir hom sê, hoor jy, dit gaan okay wees. Nie worry oor jou toets nie, jy het geleer, wat ook al. Dit gaan okay wees, want die Here is saam met jou. Jy sien dit in daai kind se optrede, daai ons 'n gedrag immediately skyn deur 'n kind. Ja. So ja, ek dink jy weet om alles nou tot 'n punt te bring. Ek sal sê my laaste woord aan die kyker van vandag, ja. Ja, ek sal sê die hele naweek. Ja, amen. Ek sal sê weet jy we need to aspire. Nou, dit was nou die manne konferensie geweest, maar enigiemand wat luister. We need to aspire. Een van die temas wat ligtelik deurgekom het is die Here het 'n roeping vir jou. Hy het 'n roeping vir jou en hy het 'n plan vir jou om tot by daai punt te kom waar jy in jou roeping kan floreer. And that's going to require you to get rid of the past. Yes. Om van die verlede ontslae te raak. Dit wat gebeur het, dit wat jou terughou, daai sonde, daai skuld, wat is daai mooi woord, daai skuldbewys wat die vyand bring teen jou. Die woord sê, Jesus het daai skuldbewys tot niet gemaak. En to get rid of the past, to know that hy wat in Christus is 'n nuwe skepsel. Die verlede definieer jou nie meer nie. Dit wat gebeur het definieer jou nie meer nie. Dit wat gebeur het is sleg en jy weet, we don't justify it, maar dis nie meer wat jou identiteit is nie. Jou identiteit is nou in hom. En om te weet dat hy is elke dag besig met jou om jou te shape, om jou te mold in sanctification, to bring you to the place where he needs you to be, in die roeping wat hy vir jou lewe het. En dit is die hele idee van gister, vandag en môre. Jy weet, wat gister gebeur het gebeur. Maak vrede daarmee, vergewe wie jy moet vergewe, tel jouself op, weet die Here is besig met jou, maar hy is besig met jou vir 'n rede, hy is besig met jou vir 'n doel, en die doel is vir môre, en môre, he's got something so beautiful for you, and you just need to step into that. Amen. Keep your eye on the prize. Daar's iets. Pastor, ek dink julle het 'n ongelooflike goeie naweek gehad, en my hart dan ook vir die naweek as 'n ending is dat die mans dit sal sien, en elke video wat uitgaan, en elke ding wat nog vanaf die naweek, en elke getuienis wat ek glo nog gaan kom, sal realiseer en daai manne opstaan, terwille van elkeen in hulle huis, want
as vrou is dit vir my moontlik om in my roeping te kan gaan, omdat my man Ja. in syne is, omdat my man vandag Sure. doen wat hy doen. En ek dink as vrou roep ek uit in daai opsig en sê dat die mans besef nie hoe crucial is dit om dit te kan doen nie. So ja, as daar 'n man is daar buite, as daar 'n kind van God is daar buite, besef dat daar is daai Jesus, daar is daai plan beskikbaar vir elkeen. Ja. En dan besef die afhanklikheid wat die wêreld om jou het rondom dit. So that we can complete that plan of God. So saam as kinders van God op die ou einde van die dag. Amen. Amen. Ja, is cool. Dankie dat julle geluister het en ek hoop julle dat dit julle gebless het en dat dit julle opgebou het. En ek wil vra, as jy iets het wat jy wil sê rondom dit, sit dit in die comments. Ons sal dit lees en we will appreciate it very much. En soos wat ek in die begin gesê het, deel dit met jou vriende, deel dit met jou familie, deel dit met daai persoon wat jy voel die Heilige Gees lei jou om dit na hulle toe te stuur. Ons doel met hierdie podcast is altyd net om lewens te verander deur die woord van God en dit wat die Here besig is om te doen en die manier hoe jy kan help is net om die share button te druk en dit aan te stuur. Amen. Vir iemand anders. So baie dankie dat julle saam met ons gekuier het vandag, Pastor Ilse. Ek sê vir jou baie dankie. Thanks, Pastor, dit was lekker. So lekker gewees. Ek het dit baie geniet. Julle moet 'n geseënde dag verder hê of 'n geseënde aand verder hê of 'n geseënde week, wat ook al, geseënde maand, geseënde jaar. Wees net geseënd. Ja. En dan sien ons julle dan volgende week weer op dieselfde tyd. Baie dankie.